Goeiemiddag dames en heren en hartelijk welkom bij nog een rechtstreekse uitzending van NH Sports TV. Natuurlijk in samenwerking met Nissan Holdings en in vennootschap met die Boland Rugby Unie. Ik is natuurlijk Aiden Abrams en samen met mij, jullie willen weten, ons die man gaat al. Travee Brukkels. Travee, hartelijk goeiemiddag. Na hoeveel jaar? Na 4 jaar. Ja. Ik speel nog een beetje, heb ik als daar zo'n beetje rugby gespeeld en dan ook daar op je bestuur zo. Ons kijk gewoon zo'n man een beetje weer vandaag, of je die stembanden kan losmaken en zo. Zoals die mannen zeggen, let the ball do the work, but let the tongue do the work today. Nou, het hele dames en heren, Caledon, tegen Revision en derde span. Reeds klaar gespeeld, zowel als tweede span. Beide spannen met bonuspunten weggekomen. So, dan gaan we gereed maken om die eerste span wedstrijd ook uit te saai. Vandaag hebben jullie die voordeel gehad om al 3 wedstrijden live te kunnen zien. So, mensen van Caledon, Revision en Horsten, Grabouw, Bredasdorp, overal waar je is in die Oeverberg of in die Bolanden. Jij hebt die voorrecht vandaag om al 3 wedstrijden te kijken. Maar niet te min, Travee, wat denk jij van hierdie krachtmeting? Caledon, last week. Of kom eens beginnen bij die begin. Ja, voor het begin. 10 aanesten die nieuwkomers gedro. 17. Ja. Niet op hierdie veldie. 17. Niet op hierdie veldie, maar op Genaalse veld. Wat zou jij zeggen rondom dit allereerste game? Allereerste game, onthou Aiden, hulle het hier gespeeld op een Canola Park. Ja, dat is een groot verschil wanneer hulle hier speel. So, ik ga voor jou zeggen, groot telling vandaag. Groot telling. Hier, bij hulle huis. Caledon's huis, Canola Park. Nee meneer. Zij gaan weg. Ik ga net zeggen, ik ga nu gaat drukkelen weer. En dan Revision en nogthans op zoek naar een win. Eerste wedstrijd in Oosten, groot pak slagen gekregen. Eén laatst naweek op hulle thuisveld tegen Botterivier. Ja, ik is jammer voor Pastoor man. So, ik weet nog niet. Dat is lekker bij de apteek. Ik kan kijken misschien een pilletje krijgen voor Pastoor. Na vandaag, oh, die stressvlakken. So daar het julle dames en heren, ons is enkele oomblikke weg van die eerste span wedstrijd af. So ons gaan net 'n oomblik wees en dan gaan ons vir julle die spanne aflees. Ek en Travee. So ja, bly ingeskakel en moenie vergeet om te like en te subscribe op ons YouTube kanaal nie NH Sports TV. Dit is gratis. Ja, dames en heren, dit beloof om 'n lekker een te wees Travee. As jou stembande reg, myne is reg. Ja, het julle Goedemiddag dames en heren, namens Caledon Rugby Club wil ons vir almal baie welkom sê op Canola Park. As julle bly om vandag hier te wees, ons is terug vir die huis. Baie geluk aan ons derde span. Dan ook aan Rivies vir julle goeie werk wat julle gedoen het in die eerste 2 games. Stem julle saam met my, dit is vandag Kelly se dag. So ons wil vir almal baie welkom sê. Namens die bestuur wil ons 'n vriendelike beroep doen dat ons ondersteuners, ons het verlede week was ons 'n bietjie gewaarsku deur die skeieregter oor ons uitlatings langs die veld. Ek wil net baie graag vra vir almal se samewerking en dat ons die wedstryd sal geniet. Kom ons almal staan en ons sluit ons oë terwyl ons gaan open in gebed. Kan ons allemaal staan? Wie kan staan? Onze getrouwe God en die Hemelse Vader, ons wil vir u baie dankie sê dat ons vandag as sportlei by mekaar kan wees. Dankie dat u vir Riviersonne en Rugby Voetbalklub veilig tot hier gebring het. Seën die laaste wedstryd en dankie dat u met die skeieregters is en met ons ondersteuners en met elke speler in die naam van Jesus. Baie dankie daarvoor. Amen en amen. Laat die beste span wen. Weer eens hartelijk goeiemiddag dames en heren. U is ingeskakel op NH Sports TV in samenwerking met Nissan Holdings en in vennootschap met die Boland Rugby Unie. Ja, Caledon
teen Refusion en dis die derde ronde van die groot uitdag Sanlam Boland rugby kompetisie en natuurlik saam met my vandag, soos ek aan julle voorgehou het, Travee Brikkels wat saam met my in kommentaar gaan wees hierso vandag vir die eerste span kragmeting. Maar nietemin Travee, hartlik welkom van my kant af. Ja, Aiden, baie dankie weer eens vir die geleentheid om hier te wees op die platform. Ek dink vandag gaan 'n groot te wees. Ek het al reeds daar comment gekry van my maatjies af daar aan die kant in die rivier. Wat in ons praat hier nou weer vandag? Wat 'n groot telling. Jy sal nou wys raak. So ons kyk maar wat gebeur. Ja, nietemin dames en here, sonder enige uitsondering gaan ek aan julle voorhou die beginspan van Refusion en die besoekers. Nommer 1 is Edwin Hill. Nommer 2 Ricardo Cotiani. Nommer 3 JP Pinar. Nommer 4 Eric Matoni. Hy is ook die kaptein van hierdie span. Nommer 5 Albert Lambrecht. Nommer 6 Easton Witboy. Nommer 7 Fabian Zenneke. Nommer 8 Sipin Seba Letsoso. Nommer 9 Angela Weavers. Nommer 10 Faden Davids. Nommer 11 Elgavian Johannes. Nommer 12 Clint Boysen. Nommer 13 Zaydian Elis. Hy is die onderkaptein ook. Nommer 14 Fernando Leroux en nommer 15 is Donovan Mentu. En dan gaan ons bietjie later kyk na die reserves toe en dan gaan ek vir Travee die geleentheid gee om die begin 15-tal van Caledon voor te hou. Ja, aan die kant van Caledon het ons vir Gaston Smith. Hy is nommer 1 en dan nommer 2 Devin Benjamin. Nommer 3 Bradley Zumats. Nommer 4 Nathan Weingaard en dan nommer 5 ook 'n legendariese man, die groot eyster, hy is byna 40, maar Eslen Johnson wat daar die slotbaar maak. En dan Jonathan Wabatialaka, hy gaan die een flank wees en dan nommer 7 Graham Louskut, ook 'n eyster en dan die 8ste man Preston Dramat. John Will Swart, Chester Benjamin as die skakelpaar en dan die 11, hy is Mervyn Lee Raspel, hy is gevaarlik en hy spoed. En dan die centerpaar is Dylan May. Hy is ook die kaptein en dan Leo Windvogel. En dan die nommer 15 of nommer 14 is Sergio van der Heede en die 15 is Elmer Nkosini. Dat gaan 'n kook vanmiddag hierso. Baie dankie Travee. Ja, dames en here, hier is ingeskakel op NH Sports TV vir hierdie kragmeting. Trots geborg deur Nissan Holdings in samewerking en vennootskap met die Boland Rugby Unie. So ja, lekker wedstryd wat homself so gaan afspeel en sê vir ons natuurlik in die kommentaar seksie ook op YouTube van waar jy is natuurlik, wie jy ondersteun, wie jy dink gaan wen en wie jou gunsteling speler is van die dag. Caledon wat van 'n baie goeie oorwinning afkom laas naweek op Genadendal en Refusion en steeds op soek na 'n wen na hulle eerste 2 verlore teen onderskeidelik Houston en dan Botterivier. Travee. Ja nee, Aiden ook vroeër gesê dat 'n man moet nooit 'n span afskryf nie, so dalk wys Refusion en vir ons vandag wat in hulle steek. Dalk wys hulle vir hulle toeskouers daar by die huis wat nou op beeldmateriaal kyk en hulle wys dan hulle kan die pyp rook. Hulle het mos steeds daai kan so dalk braai hulle 'n lekker flame grill vanmiddag hierso. Ja natuurlik Refusion en in die geel en in die blou wat van regs na links gaan speel en Caledon in die beloofde canola klere in die groen en geel van links na regs. Die skeieregter vir hierdie kragmeting is Hilton Timmers al die pad van Gansbaai af wat vir ons die middelman gaan wees in vanmiddag se verrigtinge van die eerste span. Ja, dan het hy ook 2 eiers. Mense lyk pragtig in hulle Oudtshoorns outfit. So kom ons kyk of Refusion en dalk soos Oudtshoorns kan wen en you always get something out. Miskien kry hulle punte die wedstryd. Ja, kom ons kyk of hulle dalk punte gaan uitkry uit hierdie kragmeting uit soos ek genoem het. Terwyl hulle eerste kragmeting waar hulle reeds 66 punte afgestaan het teen Houston, daarso in die bos in Houston in en dan hulle tweede kragmeting net naas naweek teen Botterivier daarso onder die afrigting van Hussel van Aswegen 41 punte afgestaan teenoor 9 punte wat hulle net kon aanteken. Net 3 suksesvolle strafdoele wat hulle kon aanteken. So kom ons kyk vanmiddag, gaan daar 'n ommeswaai wees in hierdie Refusion en span of gaan dit wees Caledon wat nie voet van die pedal gaan afhaal nie en gaan regdeur gaan met hulle oorwinning, gaan opvolg met 'n oorwinning van laas naweek teenoor Genadendal. Maar nietemin Refusion en wat voor die verrigtinge gaan begin wat die afskop gaan behartig en dis die nommer 15 is Donovan Mentou. En hy hang hom baie hoog teen die wind. En aangeslaan deur van Nendo. Van die afskop af. Caledon in besit. Eerste dra. Een van Caledon se voorspelers is Jonathan Wabatialaka en strafskop
gaan aan die tuisspan. Ja, nie onmiddellik daar 'n fout begaan deur Riviersonent, maar Chester Benjamin wat die kantlyn gaan opsoek daar. Redelike sterk windjie wat wys hier dwars oor die veld, maar hy kry hom daar uit net so tussen die half en die 10 meter stippellyn in die halfgebied van Riviersonent. Ja, goeie begin, goeie veldposisie vir Caledon daarso. En kom ons kyk Devin Benjamin wat nie so oppyk gewees het met sy ingooi nie. Kom ons kyk vandag of daar verbetering was, of daar 'n omswaai gaan wees, of hy daadwerklik een van sy springers kan vind daarso. Eslin Johnson, Jonathan Wabatialaka wat natuurlik die primêre springer is. Ongelukkig gaan die bal aan die kant van Riviersonent. Eerste aanslaan van Caledon se kant af. En dan beskikbaar vir Angelo Weaver se skrimskakel. En dan die nommer 7 Fabian Jenneke wat gereed maak die bal op te dra. 1-2 meter weer beskikbaar vir Jenneke. Advantage over. En dan hoog gehang deur Davids. En Mkosini, hy word plat getrek grond toe. Baie goed bal onder beheer gebring vanuit die lug uit. En nou vir John Will Swarts. Daar kom hy uit. Gaston Smit, sy eerste dra. Weer Swarts. Dylan May die kaptein. Hy jaggle hom so 'n bietjie in die McLaren Circus in, maar hy het hom onder beheer gebring. Steeds aan die kant van Caledon. Benjamin. Sien die spasie. En pragtig ingewag deur Fernando Leroux. Hy bring hom terug na Mento die heel agter en hy gly bietjie soos 'n man met 'n paar gladde taffies aan. Strafskop aan Caledon. Vinnige tik en speel. Devin Benjamin en hy gaan vorentoe. Gaan hy al die pad gaan. En Devin Benjamin, hy vang Riviersonent met die broek op die pype. Ja, letterlik vang hy hulle op die pype. Maar pragtig opgesom dat Benjamin wat sien Riviersonent se rug is gedraai en hy vat hom vinnig en hy hardloop en hy druk die eerste 3 van die wedstryd. 5 punte Caledon met 'n skop om te kom. Ja, dat is baie goed gedoen daarso deur Benjamin. Hy sien die spasie en hy sien Riviersonent onverwags daarso net hulle rigting gedraai op die aanval. En dis nie iets wat hy moet doen nie, veral wanneer daar vinnige tik en speel word. Maar jy is so hastig om die 10 meter terug te gaan op verdediging. En Benjamin daarso, eerste 5 punte vir Caledon. Aiden, ietsie bietjie van 'n bekommernis vir my. Reeds sê maar so 5 minute in die wedstryd en dis eerste 5 punte vir Caledon. So dinge kan gevaarlik raak hier hoor. Ja, met die wind natuurlik, terwyl wat ook 'n rol kan speel hierso vandag. Riviersonent wat eers saam met die wind speel, wat feitelik voordelig kan wees, maar Caledon wat eerste punte gaan aanteken het. Kan daar 'n omswaai wees? Natuurlik nog vroeër in die kragmeting en Benjamin wat opgaan. Hy druk hom tussen die pale deur vir ekstra 2 punte. En dit sit die telling op aan 7 punte teenoor 0 in die guns van die tuisspan. Maar kom ons kyk wat gebeur, Aiden. Riviersonent natuurlik met 'n baie jong span ook. Van hulle spelers wat gegaan het na Rangers Bredasdorp toe en ook na die kant van Houston toe beweeg het terwyl. Louskut wat hom indra, nou sit vir Dramat. Dramat wat daar, sny daar nog steeds op sy voete. Hy's nog steeds op sy voete in die halfgebied. Is nog steeds Dramat. Hy soek aansluiting. Nou word hy plat getrek daar in die diskant. Bal beskikbaar, hy kom uit nou. En dan vir Benjamin wat hom wyd speel. Van Gogel, hy gee hom van my gee hom weer buite in die Kossie. Hy word fyn opgehou daar, plat getrek. Binne toe gesny. Man se voete is vuurwarm, dit lyk soos 'n kat op 'n warm plaat. Nog steeds bal beskikbaar aan die kant van Caledon. Bal wat uitkom, Swarts wat hom bring, Benjamin. Kortetjie, Johnson, gee hom daar vir Jomat. Hy maak vas daar. Nou is die bal nog steeds beskikbaar aan die kant van Caledon. Hy kom weer uit Benjamin. Hy gee hom wyd. Pragtig aangesny daar deur die voorspelers van Caledon. Nou kook dit behoorlik klein kykie. Nee, hy wys daai kant. Hy kom weer terug Benjamin. Aan die ander van Smit. Hy loop hom vas daar teen 'n verdediging. Agter. Nou is dit Benjamin wat die lyn self gaan uitvat daar. Oor aan gee die Daskan. Pragtig gedoen. Binne toe buite toe. Hy klop hom aan. Toe hartsteer. Oh, dis mooi. Wie is daai wat daaroor gaan? Dit lyk vir my soos Marvin Lee. Raspel. Hy is soos 'n dasperin in water. Hy los op my maat. Baie goed gedoen deur Raspel en John Will Swarts. Eers na die binnekant toe en dan skielik weer na die klein kantjie toe. Baie goeie van rigting verander daarso deur die loskakel. Chester Benjamin
ook laas jaar vir 'n Refusion end gespeel en hy sien die spasie aan die buitekant natuurlik en 'n lang aangee na die vleuel Ruspel toe. Man wat ook sy pad gemaak het daarso na die eerste span toe. Sy dissipline gehou, baie goed gedoen, sy pad oopgespeel na die eerste span toe en ook sy debuut 3 vir die eerste span van Caledon. Ja, nee, dit is nog as iets interessant wat jy noem daar. Die laaste keer wat ek hom gesien het, het hy in die derde span gespeel, maar pragtig gedoen daar deur Chester Benjamin. Hy sien die spasie opgesom, hy sien daar as die klein kantjie om. En daar, Ruspel, die man wat weet waar die doellyn is. En hy druk hom. Die enetjie is langs voorbij gedruk daar deur Benjamin. Ja, en dan net weer 'n kykie daarso. Pragtige hande daarso van Chester Benjamin. Lang aangee na Ruspel. En hy's oor die witstreep. Caledon se 2-3 in minder as 10 minute sal ek sê, Trawee. Ja nee, verseker. Maar ook almal die mense wat ingeskakel het dwars oor die Boland. Welkom. Julle is binne Eenheid Sports TV. In samenwerking met Boland. Ek het gehoor daar as 'n toeskouer wat gesê het hulle moet so lank die brandweer bel. Dinge gaan behoorlik brand hier. En Aiden, eerste 10 minute. 4. Hoeveel is dit nou? Ja, as omtrent so 15? 6-7 minute. Ja, 7 minute en Caledon voor met 12 punte teenoor 0. Dit is regtig wat gevaarlik daar so aan die kant van Refusion end. Nadat ons hulle het reeds 100 punte afgestaan in 2 wedstryde, Trawee. Sja. Kom ons hoop. Hierdie ene spring reg vir 'n Refusion. Met toe wat hom weer hoog hang daar in die daskant. Weer louskat wat hom kry. Plat getrek daar net so binnekant die 22. Babbelskikbaar weer uitgebring daar en hy Swarts weer ingedra deur Preston. Dit is lyk my soos 'n hoogvat daar deur Hill. Strafskop aan die kant van Caledon. Aiden ook die skeieregter wat onmiddellik sy wette neersit. Hy blaas 'n barshou vandag vir Ja die 10 nee, minute. Hilton Temmers ongelooflike skeieregter al die pad van Gansbaai af soos ons genoem het. Een van die bestes in die Boland en baie goeie oog, sy visie is ongelooflik goed, sy oordeel is ongelooflik goed. So ja, en hy plaas baie goeie wedstryd heidiglik hierso aan die kant van Caledon, maar nietemin goeie lynskop, wind wat baie sterk hierso is aan die kant van Caledon. Pragtig bemeester daar deur Walskat. Nou sit die Roma beweging. Beweeg vorentoe, weer praat. Nee, hy is nog steeds daar aan die kant van Caledon. Nou sit die manne wat daar so 'n bietjie stoei met mekaar. Wie gaat hom uitbring? Benjamin wat hom soek. Hy kry hom daar. Kortetjie daar van Johnson. Hy loop hom vas uit in die verdediging. Benjamin wat hom kry. Buite my wat binne toe sny. Daar's pasie. Byna deur die gaping weer Benjamin. Oh, ongelukkig. Benjamin wat hy kan vashou aan die balie. Verseker was dit aan die buitekant. Ja, soos ons gesê het, Trawee, die wind wat ook 'n baie belangrike deel uitvoer hierso in hierdie kragmeting. Hy's baie sterk hierso. En selfs op die veld waar dit redelik oop is en net daardie aangee daarso na Benjamin toe. Dit hom so 'n bietjie in die lug gehou, maar ongelukkig nie onder beheer kon kry nie. En dit is die eerste skram van die kragmeting. Ek wil dit sien, Aiden. Ek wil die ene sien. Refusion wat die bal gaan insit. Right. Wevers, klein kort, stewige mannetjie. Fine. Sit. Kom ons kyk hoe weer geskrums op teen mekaar. Bal wat ingesit word daar, sterk skrim daar deur Caledon. Strafskop aan die kant van Caledon Aiden. En dis moeilikheid. Ja nee, Caledon wat baie goed geskram het. Baie goeie horisontaal gebly in die skrim en deur geskrim. En daadwerklik Refusion en daar so onder geweldige druk gesit. Dit is baie goed nadat en is baie goeie verbetering ook nadat hulle 'n bietjie in die ronde gestoot was in die eerste kragmeting teen Aniston. Wat is 'n goeie prentjie om te sien daar so aan die kant van Genatendal nie. Maar goeie, hoe kan ek nou sê, reinforcements, versterking ingebring daar so in hulle agterlyn daar so. Baie goeie werk deur Konel van Wyk, die hoofafrigter. En eerste skrim wat hulle gewen het daar. Ja, nee, verseker Aiden. Kom ons kyk wat maak Benjamin met hierdie ene. Jy het gesê, jy het genoem van Benjamin wat 'n bietjie sukkel met die lyn staan, maar kom ons kyk hoe hy die ene kan beagtig. Net so vinnig 'n paar mense groet hier op die Marie Tingas ingeskakel. Welkom hier op Eenheid Sports TV. Ons sal nou die verder ander mense groet daar. Wabatia Laga wat die bal mooi afbring daar. Nou word hulle afgetrek. Bal beskikbaar. Hy bring hom uit Benjamin wat hom weer gekry. Johnson agter Smart weer. Pragtig die dane.
En dan spasie bijna aan zijn dierengaping daar. Hij wordt plat getrekt daar, net zo voor die kwartgebied van de Riviersone en bal beschikbaar. Nou is het weer uitgespeeld daar. Dat lijkt een wingewogen wat binnen toe komt. Nog steeds bal beschikbaar. Benjamin weer. Johnson, hij vat bij bal op. Die amper 40-jarige man. Hij draait die bal goed. Zwart wat weer krap daar in die oond. Hij brengt hem uit. Benjamin wat hem weer krijgt. Kortekie. Dramat. Een korsie wat daar gelacht wordt. Weer Dramat wat zoekt naar die spasie. Die verdediging van de Riviersone en Badou. Kom eens kijken wat gebeurt er nou, Aiden. Baie goed afgeneem deur Kotiani. Die blinde kant flank. En ongelukkig balbesit weggeskoop deur Riviersone 1. En Ruspel. Was hy om die nek gevat? Nee. En dit lyk na Lee Windvogel. Hy's gevaarlik, Windvogel. En hy kry die aansluiting. Now over. Net buitekant die kwartgebied speel. Wat plek vat. Dan kom hy terug. Benjamin. Wabati Alaka en hy slaan die bal ongelukkig aan. Calydon en dit lyk daar so na Van der Rede waar hy lê. Hy was 'n skaapvang gewees. Ja, ik weet niet of iemand als het, wat noemen we het, enkeltip? Nee, schaapvang en enkeltip. Maar ik weet die enkeltip is bijsier. Als hij, jullie zal ik geloof hier nou gaan, zij waarschijnlijk maken hier op die veld, dat is Piet, John Bester, die Eister. Hulle noem hom hier in Calydon Mr. Lekkertjes. Daar kom hij, number, player number 23. Hij maakt zijn verschijning. En ik hoop niet dat is een ernstige besturing daar aan die kant van Calydon. Aiden lijkt mij zo Sergio van der Rede. Ja, Van der Rede. Ik denk dat die knieën een beetje geklapt in de grond. Ongelukkig gaan hij die veld moet verlaat. En Pieter John Bester. Ja, kom maar kind. Nog niet 15 minuten in die krachtmeting. Hij wordt op die bank aangewend. Maar hier krijgt hij zijn geleentheid. En ons kom eens kijken wat maakt Pieter John Bester. Man, hij is al lang al les voor die ding. Kijk daar. Hij is al lang al les. Je kan zomaar zien in de mensen stappen wanneer iemand les is. Kijk nou. Ha? Hij, Pieter John. Hij, kijk nou, kijk je dansje. Ik zie de sprongen mensen daar bij de ijs op en af. Mensen alsjeblieft, maar nog net in die tafels breek bij de ijsje. Als Piet zijn. Als net Piet zijn. Bind. Sit. Kom eens kijk, die bal is ingezet. Scheidsrechter wat nou weer eens net gaan reset, sê die scheidsrechter. Die mannen doen alweer hulle eie ding. Maar Aiden Sufana, Fredelin August, welkom. Rodney Hofmeester, welkom Jerome Faru en WB. Heinwald de Villiers is ingeskakeld. Reinier Lou is ingeskakeld. Man Williams, goeiemiddag aan allemaal jullie. Elsies Visser is ingeskakeld. Dat kook hier in die comment section. Aiden, bal wat ingezet wordt, nou zit Rafier wat stilstaan, die bal, Mento wat hem nou krijgt. Steekskopje die er achterna gejaagd. Gaat hij rechtsprang voor hem. En dan speelt zijn Bester wat hem krijgt. Klop 1. Klop 2 nog steeds op de voeten. Hij gaat daar. Van Corsie binnen toe. En daarna gaat hij weer. Die dasbrand, maar hij wordt plat getrekt. Ja, aan die daskant. En Pieter John Bester, van die begin af, van het op die veld gekomen, daadwerkelijk zomaar een pak maakt daar, zo met een goede loopie. En hij houdt zo 2-3 man van Riviersone 1 bezig en hij krijgt die aansluiting. Baie goed in Ruspel. Net dit bij die kantlijn in gevat, maar Ruspel, baie groot knaap. Ja. Baie sterk op zijn benen ook. Maar jij hebt iets genoemd van Ruspel. Ik heb hem nog laatst gezien in die Friendies. Toen speelde hij man derde span buiten center. Die type tijd wat hij ingezet heeft om aan hemzelf te werken. Hij plukt vandaag die vruchten. Bal wat nou gaan ingezet wordt daar. Prachtig doen, lijkt mij daar, Soes Lambrecht. Nou is het weer op je voet gejaagd in die daskant. Wie krijgt hem daar? Achter toe zit de scheidsrechter. Nou zit een Corsie. Hij zoekt aansluiting, hij trapt aan naartoe. Hij valt daar over zijn eigen voeten, maar dat is Piet zijn wat keer. En Jaap daar. Nou zit Zwart wat zoekt naar die bal. Benjamin wat hem roept. Hij komt uit daar, Benjamin wat hem krijgt. Hij jaagt hem op je voet. We gaan die leg op. Kom eens kijken wat maken met hier Aiden. Ja, aan die handen van die achtste man, Sipin Seba. Hij heeft een krachtige loopje op homself, Sipin Seba. Hij wordt plat getrekt op die 10 meter stippellijn. Beschikbaar voor Weavers. En dan die 6 flank op zijn beurt, Easton Witboy. Hij wordt teruggedrukt door die verdediging van die Canola. Ja. Steeds aan die kant. Lijkt of hij in een schijf deurgaard op daar.
Aiden is hy man alright. Tackle. Dit lyk so en strafskop aan Refusion en wat gaan hulle maak met hierdie een? As ek die kaptein is, dan vat ek die punte. Al twee nee, moet release. En ons weet self Mento wat 'n stewige skopskoen op homself het. Hy kan van afstande van 50-60 meter af kan hy tref. En hulle besluit hulle gaan tog aanleep pale toe, maar dit lyk asof Davids gaan wees die loskakel. Met 'n skop van rondom 45 meter. Nee, dis tog Mento wat gaan aanlê. Ek het hom gesien oefen hier in die wind. Sy voor die wedstryd het hy so 'n paar skoppe gevat. Toe sê ek vir hom hy moet hom net probeer skop tot dan Tesla's daal. Nou weet ek nie watter kant toe hy nou gaan skop nie. Want dit is ander kant toe, miskien Middleton toe. Of dalk is dit tot Refusion en Ja, so net. Kom ons kyk wat maak hy met die ene. Hy tree vorentoe, dit lyk goed. Hy druk hom links verby. Ongelukkig onsuksesvol met daardie ene. Maar nou is die druk nog steeds op Caledon. Ja, 22 meter afskop. En Caledon wat hierdie eerste helfte aandurf teen die wind traf hê. Maar tog met 12 punte weggekom het in die eerste 20 minute van hierdie kragmeting. En Sergio van der Rede wat afgestuur is daarso met 'n besering en Bester wat in sy plek opgekom het. Maar hoog gehang en aangeslaan deur Jaden Eel is die onderkaptein van Refusion End. En Caledon opgepik daar, kom hy uit. Agtertoe aangeslaan. En die skeieregter wat spel gaan terugbring na die eerste skram. Maar hartlik welkom dames en here. U is ingeskakel op NU Sports TV in samewerking met Nissan Holdings en die Sanlam Boland Rugby Unie. En laat julle kom ons lekker deelkom aan, laat 'n man kan sien van waar julle is. Yes. Lekker ingeskakel is of wie julle ondersteun. Ek sien hier's taamlik mense van Refusion End en van Caledon wat nie op die veld is nie, maar hartlik welkom aan ons toeskouers wat ook uitgekom het raaf, hè? Ja, nee, verseker mense braai seker by die huis. Nou dit is die voordeel van NH wat NH bring hom tot binne in jou huis. Aan die slaapkamer tot binne in die sitkamer, nou is my wat deurbreek daar. Nog steeds babbelskilpaar aan die kant van Caledon. Dat lyk my dit is afgeneem en dit is afgeneem Aiden. Pragtige steel daar. Lyk my dit is die binnensenter Clint Boysen wat die bal aansteel. Baie broodnodige strafskop daarso vir Refusion End en hulle gaan hierdie keer besluit op hulle beurt. Hulle gaan die kantlyn liewer opsoek. Mento. Baie goed, is 'n baie diep skop tot binne in die kwartgebied van Caledon. Ek sou nog as graag wil sien die agterlyn van Refusion End dat hulle bietjie die bal lig gee en kyk wat hulle lyk of hulle kan aan die gang kom. Hulle lyk of hulle taamlik 'n paar spoedmanne het hier buite senter is taamlik. Ek dink hy's ook die vice-captain. Man is moeilik as hy die bal in hand het. Hy word genoem Spydo. Spydo word hy genoem daar in Refusion End. Ek weet nie wat dit verteenwoordig nie. Spydo. Ja. Ek moet tog vir Bradley vra hoekom hulle hom Spydo noem. Weer ingegooi daar, pragtig bemeester neer, dit is afgeneem aan die kant van Caledon. Nou sit weer Swarts wat gaan krap daar in die oond. Hy bring hom uit Benjamin wat hom kry. Hy gee hom weer wyd aan Johnson binne toe gesny. Aan die hand daarvan lyk my soos Wyngaard wat hom vasloop daar in die verdediging. Dan weer Benjamin wat hom sit op die linkervoet. Hier kom moeilikheid. Kom ons kyk die man het gevaarlik is vir weer Mento wat hom kry. Hy trap binne toe, buite toe. Wie is die skop deur? Die man se hand is gevaarlik. Hulle is almal omkant lyk my. Wat sê die skeieregter? Die penalty daai of daai. Aiden, wat 'n call is daai? Jy moet my nog 'n bietjie Ek dink daar was obstruksie gewees daar hè. Ek kan hom nie blok terwyl hy deur gaan nie. Die man wat die skop behartig het, Chester Benjamin, het een van sy spelers wat voor hom gewees het en soos gesafeguard het, sal ek maar nou sê. Maar tik en speel en hier kom die nommer 4 is Eric Matoni, die kaptein. Dra die bal 5 meter op, steeds aan die kant van Refusion End en ongelukkig aangeslaan. Ai! 'n ongedwonge fout daar begaan. Ongedwonge fout natuurlik. En dit is sulke goed wat jou 'n bietjie negatief maak vir al as jy as 'n span jy's op die voorvoet. Jy gaan 2-3 fases en dan ongelukkig die bal wat jy tot aan gaan nie. Hy slaan hom aan en dan moet die manne skram. Ja, maar soos ons weet ook, Refusion End wat teen hierdie baie begeesterde spanne hulle liga begin het, 'n span soos Houston wat baie goeie kopies
gemaak het Fine. ook daarso baie nuwe manne ingebring het in hulle stelsel sowel as Botrivier en dan nou teen Caledon, een van die Sanlam Boland top 12 semifinaliste. En kyk net daardie groot skram, daar kom hy uit. Binne toe aangegee na my toe en hy word ook geskaapvang. Steeds aan die kant van Caledon. Swarts, Okay, advantage binne toe over. gebring. Louskut, hulle noem hom Slang, Snake. Die Snake daar op die 10 meter stip in die afgebied van Rafiso en Swarts wat hom weer uitbring. Oh, byna gewoon 'n skep. Nou is dit Bester wat hom deurskop. Maar die skeieregter sê geen voordeel. Hy's aangeslaan, maar byna as hy bal gestiek het, is hy man weg. Soos Lyk asof Opey. dit Fernando Leroux gewees het. Hy het ongelooflike spoed. En Caledon wat opgekom het in die aanval en so daar was niemand agter gewees nie. Sou hy daardie onderskep suksesvol benuttig het. Sou hy dwaas nie gewees het. Definitief weg. Dit sal die eerste 3 gewees het van Rafiso en En toe hy baie spoed het, kan 'n man dink hoe ver hy man hardloop, né? ja nee, dit brand daar aan die kant, dit brand. Right, Maar here we go. nietemin ons gaan weer sak in die skerm. En baie hanteringsfoute in die eerste 25 na 'n halfuur van hierdie kragmeting teraf, hè. Ja nee, verseker weer Swarts wat hom nou indruk daar. Wat sê die skeieregter? Hy val plat. Jo, Aiden, ek het ook so 'n bietjie vorig gehad om 'n paar wedstryde te blaas. So dit is bietjie moeilik vir die mense daar buite. Ek wil dit vir julle sê, die manne in die oudsoorons. Kit, is moeilik as jy daar in die vierhoeke is. Here we go. Dat is hier op die veld praat ek nou van. Het is moeilijk als je die outfit aan hebt. Ik Here heb we nog go. niet die outfit aangehad, die man nog altijd. Die vlek in mij Crouch. en een horloge op mij. Ja nee, dis baie belangrik om te verteenwoordig, om die reël te ken natuurlik en om in jou man te staan om so 'n wedstryd te kan hanteer Trawee. Maar nietemin ingesit deur Swarts, baie beter skrim. Deur 'n 4 in die end, dan kom hy uit Dramat en aangeslaan deur Chester Benjamin. En skrim voordeel aan die besoekers Weavers. En dan Jeneke wat gereed maak en hy word teruggedra Release. deur Johnson en Louskut onderskeidelik. Dan kom hy uit. Advantage over. Lambrecht. Hy word plat getrek. Captain, bly stil asseblief. Voordeel. Right. Okay. Captain. Liewe captain op die veld gaan maak rustig. Maak rustig. Okay. Asos. Skeieregter wat net daar so duidelike instruksies gee daar aan Rivers aan die end oor die kaptein. Ja, die scheidsrechter vraagt voor die kapitein. Je hebt dus een nieuwe kapitein op je veld. So iemand heeft iets gezegd daar. Weer Mento wat om een jaag daar aan die diskant. Dat is een monsterschop. Dat is bijna aan die 22 van Caledon. Bly stil. Maar ja, dat is belangrijk dat die mannen, hulle moet kalm blijven. Aiden, is belangrijk dat die kapitein praat alleen met die scheidsrechter. Ja, ek glo stellig hulle het baie foute gemaak en uit hulle foute gaan leer. Uit laas naweek se graag weet teen Botterrivier. Huidige telling steeds 12 punte teenoor 0. Wat sê Rivers het baie goeie verdediging op hulle beurt hierso teen Caledon. Altyd 'n groot kragmeting tussen hierdie twee buurdorpe sal ek maar nou sê. Maar Rivers wat net so bietjie sukkel om aan die gang te kom terwyl. Ja, nee, verseker. Weer ingegooid daar, maar afgeneem. Dat lijkt voor mij soos Wabati Alaka wat die bal krijgt daar aan die kant van Caledon. De Swarts wat weer krap in die oond. Hij gaat voor Dramat krijgen. Hij is van het toe gesnijd daar. Wijn gaat wat weer snijdt daar. Dat is weer Dramat. Hij zoekt passie. Hij heeft passie. Hij zoekt aansluiting. Hij krijgt een Bester. Bester zien dat passie. Druk hem af. 2 mannen af. Hij zegt 1 voor jou, 1 voor jou. Oh, dat is 5 voor jou, 5 voor mij. En dat is nou weer die tegenaanval daar van Rivers en wie krap daar in die oom. Opgeteld daar door heel goed. Meter gewen of 2. Net zo achter de 10 meter stippeling. Hy's op die bal. Weer gekrapt daar. Advantage Wivers, over. hij brengt uit Mento. Oeh, dat is klapbaar daar. Nog steeds babbelschakbaar, nou kom hij bij. Mento, oor aangegeven. Wie gaat hem krijgen? En die scheidsrechter wat zei, dat is voor en toe aangegeven. Maar verzeker, wat een stukje spel daar, die rivier. Hij moet net lekker die handen gaan. Die mannen, hulle kan als hulle wil. Ja nee, Rivers het 'n baie goeie agterlyn moet ek sê, maar net ongedwonge foute wat maak dat hulle nie lekker die aangee suksesvol kan wees nie en lekker aan die gang kan kom nie. Caledon wat so bietjie moes bond staan daarso op verdediging. Nee, absoluut. Aiden sê gou vir my, die nommer 5, Lambrecht. As hy 'n broer het, hy 'n broer. Van Man, ek dink hy here mag we go. dalk van Predaasdorp se wêreld af wees. die jongste Daarso Crouch. met die ander Erik Lambrecht hulle en so Bye. en so voort.
Kan dalk wees. Is nie seker nie of dalk 'n familielid. Weer ingesit. Scrims wat weer in mekaar stort daar. Kijk, rustig. Welkom daar aan Adriet Swarts. Adriet, nee, dit is nie Safi's se game nie, maar Safi's up daarso. En dan is World Jacobs Orasie VP rugby. Guys, kom eens. En dan Eugene Smit, ons is in Eerste Rivier gebore, Caledon en getroue Canola supporters. Welkom, hartlik welkom. Right. Goeiemiddag en good afternoon. Sanbonani, Saubona. Okay, ons kan nou nie China praat soos Merci. Anthony nie. Ja, maar dat is 'n ander level. Weer ingesit daar deur Swarts, Babelskikbaar. Skyf, né? Hy draai bietjie, né? Kijk, kom, ons gaan weer. Oké, rustig, let's go. Ons gaan weer. Ja, die scrum wat weer gaan hervat word. Lyk my dis 'n agterlynbeweging wat nou hier gaan. Kom ons kyk wat gebeur hier uit en dit lyk interessant. Dit is Dylan May wat nou op die loskakel staan en dan Chester wat net so agter hom staan agter sy rug. So dit gaan dalk 'n dummy wees of hulle gaan klein kindjie speel. Ja, nee, beslis. Kom ons kyk. Groter, beter skrim. Voordeel, kom hy uit. My. Kort aangee na Windvogel. Steeds Windvogel. Hy word plat getrek net kort van die kwartgebied af. Swart jammer. That's play. My. Steeds aan die kant van Caledon. Kijk. Scrum hier zo. En uit. By die kantlyn. Byna sny. Windvogel deur hy gaping. Maar sy voete kan hom net nie dra nie, maar yes, like het wat 'n stukkie speel daar. Uitstekende agterlynbeweging. En daardie man is 'n werknemer van die provinsiale traffic, né? So die way hy man af verbykom jong, is dit soos 'n man wat high speed gery het en Ja, nee. traffic wat hom jag. Hy moet pas op dat hy homself of hy inskryf hier. Dat is de voorspeler. Heel klein. Lyk my soos daar soos 'n konkassen. Iemand wat af is vir bloed nou hier in die kaptein wat nou afkom hierso. Lyk vir my so. Erik Matoni. Ja, maar Tony groot talent. Man wat baie sterk baldraer daarso by die Rivier se end. En beide spanne wat net so 'n bietjie kan jy draad hou. Ja, nee, verseker. Hulle sê as hy man instap in stees, Kijk, is hij recht? dan kry hy 'n free meal. Hy het die levels daar aan die kant. Hartlik dankie ook aan die musiekfabriek hier aan ons linkerkant. DJ Theo SA wat vir ons lekker musiek bring hierso. Ja, hy Maar so. Matoni, Matoni lyk asof hy weer gaan veld vat. As ek reg is, hy's ook die seun van DJ Gino. Ja. Ja, die alombekende DJ Gino. Captain Abbas, ik heb gevraagd, is niks fout met een tackle laag geweest, hè? Okay. Right, here we go. Ja, scheidsrechter wat sê. Ja, here we go. Ek weet nou nie, Romeo gaan toch in die moeilikheid wees vanaand by die huis. Hy het nou nie amptelik, hy het sy eie goed gehou doen vandag. Sy maar vir my gesê ek kan kom Mike vat. Paas dit my net so gewys. So, hy is in die moeilikheid. Weer sterk skram daar deur Caledon, nou is die bal opgetel daar deur Dramat. Hy's ingeneem daar. Release him. Bal beskikbaar. Nou sê die scheidsrechter los hom daar. Swart wat gaan krap. Hy sal man diep krap. Geen voordeel. Strafskop aan die kant van Caledon. Benjamin weer eens met die bal wat vinnig bevat. En dit is 'n taktiek wat 'n span doen in die Oeverberg wat ek sien. Hy moet nou gevat en hardloop het. Ja nee, vinnig tik en speel om die oppositie goed onder druk te plaas in verdediging. Dat is die tipe spel wat hy wil bring as hy natuurlik wil gou punte aanteken, maar jy moet ook daadwerklik seker wees waar jy die tikskop vat en dat hy nie die bal aanslaan nie. Ons het al sulke gevalle gehad net Rawe, veral in daardie doodsnike van die kragmeting waar hulle vinnig wil tik en speel en dan word die bal aangeslaan, maar nietemin Caledon wat hulle spesialiteit wat natuurlik die skrim gaan wees, weer gaan vat om dalk en kyk net hoe druk die manne. Ja, Aiden en Caledon is nie regtig groot voor hier. Die agtal is nie regtig fisies groot nie, maar hulle het die tegniek het hulle reg en hulle druk die Riviersone in se pak terug. Ja nee, beslis Trawe. Soos ek gesê het, daardie eerste kragmeting teen Aniston Sioux waar hulle bietjie rondgestoot was, soos iemand wat op 'n Black Friday 2 trollies uit Checkers uitstoot. Hy opgetel deur Dramat, klein kykie om daar. Gaan hy hulle klop? Nee,
Is pragtig gedoen daar deur Swarts wat hier gaan daar. John Will Swarts, sy Hy- eerste 3 in die eerste span. Geluk aan hom. Dis baie vinnig gewees hoor. Dis baie vinnig. Jy moet maar nou vir die mense wys daar op die replay. Ek het dit gesien nie. Hy slings, hy's baie sling Swarts. Hy's daar aan die pad van Verliersdorp se wêreld af. Ook WP onder 21 WP Akademie gewees. So die man hy het die agtergrond daar. Ja, beslis onder die afrigting natuurlik van Hussel van Aswegen. 40 seconds, né? Maar kom ons kyk hierdie keer of Benjamin kan suksesvol wees. Reeds geslaag met 1 doelskop, tweede 1 misluk. En soos ons genoem het, die wind wat bietjie baie sterk is hierso op Caledon Sportgronde. Ja, nee, verseker Aiden en Land weer eens net goeiemiddag aan almal die mense wat ingeskakel het. Dit is Caledon teen Riviersone End. Okay, let's go. En dit is Caledon se eerste tuis liga wedstryd. Hy's hoog en hy stop net daar in die middel. Dit is soos 'n transaksie wat gekanselleer word. Ja, soos 'n download ja. Hy smaak die movie nou kyk op Netflix, maar hy wil nie lekker download nie man. Hy stop sommer in die middel. Die wifi is op. Nog as interessant, die twee loskakels. Keenan wat ook nou daar van die veld af hardloop. Hy bring hom op daar vir Chester. Twee verskillende loskakels Aiden. Mento wat hom weer hoog hang, hy skop hom nou aan die ander kant toe nou sit. Nkosi wat hom kry, hy gee daar van my wat hom weer daar vir Dramat gee. Dramat gaan aansluiting soek. Hy maak vas daar. Nog steeds beskikbaar. Nou sit Swarts. Hy bring hom uit daar. En die dis gaan. Oh! Ongelukkig. Waba Tialaga wat die bal aansluit. Vir oomblik het hy afgeskakel. Ja, ongelukkig, ongedwonge foute en die wind wat so 'n bietjie so speel met die bal. Dis kom met hierdie bal baie sterk stoot na jou spanmaat toe. Maar nietemin Caledon Riviersone End wat weer gaan sak in die skrim. Right. Let's go, guys. Right. Crouch. Bind. Sit. Goeie skram. Dan die manne wat so mekaar rondstoot daar. Zie, so volgens mij is het niet. Oké. Sorry. Oké. Captain, ik heb gezegd crouch bind. Ik heb van 9 gezegd op sit. Moet je gooien. Kom ons kyk wat hulle nou met die Right. enetjie maak. Dit is die Here we go. skrim vir Riviersone End. Guys. Dit sal interessant wees as hulle 'n punt of 2 kan aanteken hier. Net so buitekant die kwartgebied van Caledon. Ja, beslis hulle agterlyn wat daadwerklik sal wil hardloop Right. met die bal en gaan 'n punte Right. aanteken. En 'n skram wat vir 'n tweede keer gaan hervat word. Dat is fijn, man. Onthou, ik Goeiemiddag heb- ik heb daaraan een goal, né? Grant Cowan, ook die Right. AKA, die man daar van Claymont, die groot naam. Dan Daryl Plaatjes is ingeskakel. En dan ook, blyf vir Bind. my soos K3, Elton, Tanya Arends is ook ingeskakel. Sy is 'n voorbors Caledon supporter. Nou tel Dramat op, hy's binne toe gesny daar. Dis 'n Waba Tialaga wat wys, hy kan aftrap binne toe, buite toe. Nog steeds bal beskikbaar. Hey, leave it now. Hulle gaan verseker die bal laat loop nou. First knock on, hierso. Skeieregter wat sê nee, geen voordeel. Ek gaan nou die nog speel. Ja, en daar was skrimvoordeel gewees, bal wat 10-20 meter opgedra was deur Jonathan Wabatialaka Yes. en ongelukkig aangeslaan deur Riviersone End met net so 'n bietjie minder as 7 minute se speeltyd nog oor in hierdie eerste helfte. Telling 17 punte in die guns van Caledon en nog geen vir Riviersone End nie. Caledon wat nog nie hulle bonuspunt het nie. 3-3 gedruk. So hulle sal verseker nou wil kyk om die bonuspunt te druk in Right, die guys. eerste helfte. Maar kom ons kyk, Crouch. die verdediging hou nog so ver van Riviersone. Bind. Swarts Sit. aan die halfgebied van Caledon. Bal wat ingesit word daar, Dramat wat weer met die bal speel met sy voete. Swarts wat hom kry, my kortetjie weer daar van Vogel wat weer deursny. Pragtig gedoen weer my wat die bal kry. Nou sit Nkosi. Hy gee hom wyd daar. Oh, Raspa wat ongelukkig die bal aanslaan vorentoe. Dis pas seker aangewees weer eens. Ja, Ruspel, ek dink die bal wat net so 'n bietjie laag gekom het,
vanaf Mkosini se kant af, ongelukkig Ruspel. Maar hy het reeds 1-3 gedruk en ek dink hy soek daadwerklik nog. Ja nee, verseker Aiden, verseker. Bietjie moeilik. Wat makliker is, ek het nog nie baie vleugels met my, jy was mos so vleuel op jou daar. Dat Ja. jy bietjie nader kom, as jy sien die pas is daar, dan is daar spasie vir jou. So jy kry hom binne, meer binne veld toe, dan is daar spasie vir jou. As jy moet man en man, one-on-one is met jou opponent, dan kan jy hom nog klop, daar's genoeg spasie dan. Ja, beslis Travie. Mkosini wat ingekom het as plaasvervanger vir Lorenzo Swarts. En Mento met 'n goeie loop hier daar, so fop aangee. Steeds aan die kant van Revision End. Dan kom hy uit Clint Boysen. Sy die in Elis, hy's gevaarlik Elis. En hy word goed onder beheer gebring deur sy opponent 13. Lee Windvogel en die bal wat aangeslaan word. Daai man word gestop daar soos 'n verkeersbeampte 'n man stop. En dit is 'n verkeersbeampte wat hom gestop het daar. Hy vat nou sy werk te ernstig. Gestuit in sy spore. En die manne gaan weer sak aan die skrim. Baie skrims in hierdie eerste helfte. Ja nee, verseker as ons moet tel die handling errors, beide kante, balle wat nie tot hand gaan nie, aanslaane, obstruksies ensovoorts. Redelike klomp Aiden aan die eerste helfte. Baie beslis. En die skeieregter, meneer Temers wat baie konsekwent is in hierdie kragmeting. Absoluut. En dis wat ons soek van 'n skeieregter. Sit. Boland se bestes. Weer ingesit daar. Nou staan hy sterk. Speel. Swarts wat hom uitbring, maar sit weer my. Hy gee hom daar vir Benjamin wat weer buite toe gee. Kos dit ook kos. Ooh! Das Piese wat plat getrek word daar. En dit lyk nou moeilikheid. Maar hy's op. Beweeg man. Is hy op? Hy's op. Hy's op. Die man wat hom geduik. Ja, Is daai man so hard? dis hy man se enkels. Ek weet hy werk met PR, hy manne werk met Tira. Lyk my hy man is klipagtig jong. Ja nee, verseker, maar dit was 'n goeie duikslag daar. Dit lyk soos 'n grasmasjien wat daar onder PJ inkom. Wap! Hy word daar plat getrek. Of hoe sal man sê, hoptail. Inderdaad, die hoptail, maar dis goed. Hulle noem hom 'n graaskatter. Ja, die graaskatter. Maar ons hoop die speler is Clint daar, Boysen wat opstaan. Hy lyk reg. Net so 'n kopstampie daar, maar die man is weer reg vir die ding. Warme kondisies ook hierso ten spyte van die wind. En hartlik waar. Maar ek moet jou sê die plaasvervangers van Riviersone en vir al die nommer 20, die man lyk lus vir die ding. Ja nee, Lottering wat beslis een van die sterspelers is daar. Vlekkie blaas met hulle kom anders. Kruim, is dit Kruim of Jerome? Nee, is Kruim. Kruim, Lottering. Kom ons bly konsekwent. Kruim wat eers Okay, here we go center guys. gespeel het. Vleuel binne senter, heel agter gespeel het. Al die posisies daarso by Revision in. En dan nou besluit dit hy gaan sy pad maak na die voorry manne toe. Hulle sê dit gaan lekker daarso. Fyn. Aiden, as hy nou so 'n duikslag was daar by Tesla, dan het hy nog altyd die stofbank gesien. Solid. Sterk skram daar weer deur Calidon. Hy via van ons is hard meneer. Ja, baie beter teenkanting in die skrim deur Revision in. Maar hy gaan gehervat word. En ek moet sê 'n pleintjie hier daarso aan die voorspeler afrigter Brendel Eyster-Swarts daar by Calidon se eerste span. Wat baie hard en klies werk met die voorspelers daarso, veral in die skrims in. Moet sê dat weer Calidon het baie beter gedoen in hulle skrims laas naweek teen Genatendal. Stay. Swarts het optel daar, nou sit klein kykie gespeel. Nou sit 'n Kosie wat so binne toe, buite hy gee so 'n aftrap in die lug. Hy word plat getrek, nog steeds bal beskikbaar aan die kant van Calidon. Swarts wat krap, gaat hy kry van Louskat. Hy gaat die lyn aanvat daar, hy word plat getrek deur Lambrecht. Nog steeds bal beskikbaar, hier kom hy uit, dis Benjamin. Oran Gidani, dis kan van Gogal. Dis Benjamin wat, dis Pizza wat hom kry, nog steeds. Maar dis die klein mannetjie wat daar goed doen, is my wat gaan oorgaan daar. Maar wat sê die skeieregter oor daai duikslag? Nee, dis 'n pen. Hy druk hom. Het jy die duikslag gesien daar van Angelo Weber op PJ?
Hy's klein, maar hy's hier onder PJ se Klein skouers waggetrein. Klein onder die waggetrein. blad in. Onder die blad in. Soos iemand op pad kerk toe met die Bybel. Ja, nee, verseker maar kyk, Dylan my. Hy weet waar sy doel en maar pragtige doen. Baba die aan gaan. Weer Benjamin wat sien na spasie oor aan gee. Hy's in die hande daarvan Winvogel, maar die spoed wat Lee Winvogel toepas daar onmiddellik trek hy twee verdedigings in van Rivierson en daar is 'n overlap. Hy gee vir PJ en PJ is byna weg. Hy word plat getrek daar en hy gee weer binne toe van my en my. Hy rond af. 3-3 in dieselfde hoek gedruk deur Caledon. Net in daardie linkerkant hoek. Ek weet nie wat daar in die hoek is nie. Maar weer eens baie goeie visie deur die losskakel sêste Benjamin. Daar's punte in die hoek. Hy tref hom en hierdie keer 90% gedownload, maar nie daar nie. En dis rustig aan die kant van Caledon Sportgronde en Caledon voor met 22 punte teenoor 'n Visioene end wat geen punte kon opstapel in die eerste helfte nie. Ja nee, dat lyk moeilik uit en dit lyk moeilik Rivierson en wat heidaglik saam met die wind gespeel het wat nou ook in die tweede helfte 'n groot berg het om op te klim teen die wind, maar dalk gaan hulle beter speel teen die wind. Ja, het kan wees. Het gaan alles afhang van wat nou rustig gaan gesê word. Daarso, ek dink die afrigter van Rivierson gaan 'n bietjie harde woorde laat val op die manne oor hoe hulle die tweede kragmeting gaan moet die tweede helfte van die kragmeting gaan moet benader hierso teen Caledon. Maar Caledon reeds die bonuspunt in die sakkie en daarso wel gedaan in hulle. Maar nietemin ons gaan net 'n breekie vat. Trawee, enigiets van jou kant af? Nee, kom ons gaan rus die stembande want ek weet dit gaan kook in die tweede helfte. Ja, bly ingeskakel dames en here vir die tweede helfte. You never fix anything. We saving marriages since 94, Baba. Go Coastal.
Wat 'n kant skoppie? Reg dames en here, ons is terug vir die tweede helfte kragmeting tussen Caledon en Refusion End en rustyd hierso aan die kant van Caledon Sportgrond. Dis Caledon met die bonuspunt 22 punte teenoor Refusion End wat nog geen punte kon aanteken nie terwyl. Reg, Keppie? Ja nee, verseker as Benjamin wat nou weer die spel gaan hervat, tweede helfte. En dan wil ek ook net baie dankie sê aan NH Sports TV. Weer eens vir die geleentheid vanmiddag. En dan wil ons 'n paas te groet daar aan die kant van Refusion End. Goeiemiddag, pastoor, hoe gaan dit daar? Is alles alright? Sê maar daar in die comments. Afgeskop deur Benjamin. Dan kom hy terug. Veld afgejaag deur Davids. En Kosini in dekverdediging. Lang aangee. Nee, nou. Na Preston Dramat, hy druk 1-2 man af en dan word hy goed onder beheer gebring deur JP Pinaar van Refusion End beskikbaar en plassevanger skrimskakel Jaden True wat in die veld gestuur was vir Caledon. Kom hy uit, Eslin Johnson. Die veteraan. Wie hoog geskop daar deur Benjamin. Mento wat hom nog gaat kry. Hy kry aansluiting daar. Nou sit die groot agste man wat inkom. Hy hardloop lekker sterk. Oei, yes, like it. Dis 'n monster duikslag op hom daar. Bal wat die uitkom, klein kindjie gespeel daar. Hy's glibberig. En hy gee hom daar. Oh, ongelukkig. Nou, wat ek sê is, kan jy sien, Aiden, die hande van Refusion End, hulle het al die spelers, is ongelukkig net nie die bal wat kan stikkie. Ja, ongedwonge foute feitelik. Hierdie besoekers. En hulle eerste strafskop in hierdie tweede helfte. Baie goeie veld. Gewen deur Mento met die lynskop. Die Refusion End wat die hele bomsquad opbring daar. 18, 17, 16, 21, 22. Dis die hele bomsquad. Lyk my Samson Chinga, Chris Abrams, Benitrim Armstrong, Rudoan Harmse, Graham Lottering, Rodney Jantjies, Filine Marema, Emil Terry. Almal word in die veld gestuur om te gaan dienswerk doen. Nou gaan dinge behoorlik hoog hier in die kant van die rivier. Dit is so sekere WhatsApp wat deurgekom het daar van pastoor af. Hy wil hê dinge moet gebeur. Lyn staan. Refusion End bal. Rodney Jantjies. Maar afgeneem weer eens deur Caledon in die lyn staan. Knock-on. Ja, dit lyk nou vir my soos as dit True wat die bal nou daar speel daar en dis True wat krap daar in die oond. Hy bring hom uit daar in die hand van Benjamin wat hom uitveel. Louskat wat weer kry. Byna binne toe gespeel, maar pragtige verdediging daar van Refusion End. Skeieterig, manne, die vletjie het geblaas. Lyk my die manne is lus om te speel trouwens. Ja nee, die bomsquad is nou op daar van Refusion End. Hulle is lus. Wat beteken hulle gaan 'n volle 40 minute moet speel in hierdie tweede helfte. Die volle tweede helfte gaan moet speel. Was dit die wyse besluit gewees van die afrigter van Refusion End om daadwerklik so vroeg in die tweede helfte veranderinge te maak? Nadat Caledon net basically net een verandering gemaak het daarso. Ja. Okay, feitelik 2 na Sergio van der Rede afgekom het met 'n besering en Bester ingegaan het in sy posisie. Fine. Sit. Dis 'n skram. Caledon bal. Jaden True wat nou die bal insit daar. Sterk skram. Nee, hy staan sterk. Nou lyk dit vir my soos Rafier wat hom nou goed doen. Dan is Benjamin wat weer die bal kry daar. Hy die jag hom weer ver veld op hoog in die ligmento. Hy kry aansluiting nou dat die man is gevaarlik. Hy moes nou net spasie gekry daar in die diskant. Nou clear release sê die skeieregter. Dis 'n strafskop aan die kant van Refusion End. Tweede strafskop wat Caledon afstaan in 'n bestek van 2-3 minute van in die tweede helfte. Ja, hulle moet glad nie vir Johannes spasie gee nie. Daai man is bitter gevaarlik. Hy skor Manne rustig, hy moet release hè. en hy is baie. Hy moet net Vinnig. net release op die grond. Ja, weer eens lyn staan en kom ons kyk of Refusion End hierdie keer daadwerklik die hakker Ricardo Cotiani een van sy slotte kan vind. Sien ook Bradley wat gemik is en alles. Die man is as die levels wat weer, ek weet nie, 'n laat onttrekking vandag. Refusion End wat die bal bemeester, hy word ingesit daar. Hy is skeef ingegooi of is dit aangeslaan? Skeef ingegooi terwyl en die manne gaan weer moet sak in die skrim. Kyk daar Aiden, hy is skeef ingegooi, maar ongelukkig was dit 'n nok Caledon. Iemand gekol line-out? Okay nee. Dit is 'n line-out vir Caledon. Ek het dus skeef.
Ek is self confused. Ja, die skeieregter Temmers wat daar duidelik die instruksie deurgee oor die beslissing. 3. Calydon wat besluit, hulle gaan net 3 man lyn staan vir hom. Open, as hy. Benjamin wat nou probeer die bal kry by sy spring. Wie gaat hy kry daar? As pragtig gedoen, dat Zumba wat hom kry. As 'n kortetjie. True wat daar agter die oond is, hy wag vir hom. Benjamin wat hom kry binne toe. Aan die hande van Drama wat sommer aftrap daar. Nog steeds op sy voet op die 10 meter stippellyn. Aan die afgebied van Calydon. True weer agter die oond. Die agterlyn dat die bal soek. Benjamin. Verander van 'n rigting. Hy word afgestorm daar. Nou is die bal beskikbaar. Oh! Ongelukkig, Aiden. Die bal wat nie tot aan kan gaan daar nie. Die bal wat so 'n bietjie afgestorm was deur een van Revision se spelers en in die guns gehop het van Calydon wat ongelukkig nie onder beheer kon bring daar. En dit lyk asof dit Marvin Rispel gewees het weer. Die talent is oral op die veld vandag. Huidige telling steeds 22 punte teenoor 0. Nog geen punte. Kyk guys. In die begin van hierdie tweede helfte nie. Right. Maar daadwerklik die derde skrim reeds. Ja, maar jy kan sien daar is 'n verandering aan die kant van die Revision en manne wat nou opgekom het wat redelik al klaar die verskil bring. Sit. Jantjies wat nou daar op die loskakel staan. Opgetel, hier kom hy nou Jantjies wat hom kry. Hy sou en hy is 'n kortetjie, maar goeie duikslag daar opgetel deur Van Vogel. Nog steeds op sy voete. Hy word plat getrek daar. Das true, kortetjie, hy speel hom uit daar. My wat hom kry. Binne toe my gly ongelukkig nog steeds bal beskikbaar aan die kant van Calydon. True wat sy opsies kyk. Hy bring hom weer vir Benjamin. Louskat. Nou maak hy vas. Plat getrek daar. Skoon gemaak daar. Maar die skeieregter wat hulle terugroep en sê Revision end is omkant. Offside. Pragtige stukkie spel daar deur Calydon. Wat gaan hulle maak van hierdie ene? Ja, en Nathan Weingart wat baie stil is in hierdie kragmeting op die nommer 4 slot. Nog nie baie van hom gesien nie. Benjamin wat die bal uitjaag by die kantlyn. Ja, die manne wat die bal opdra vandag is Preston Dramat. Eslin Johnson wat ook daar so 'n paar 3-4 lopies gehad het en dan ook die slang soos jy hom noem. Louskat. Manne wat lekker bal opdra. Open up. Gaston Smit is ook redelik stil in hierdie wedstryd. Goed, as dit weer Johnson wat indra daar. So 5 meter weg van die doellyn af, nog steeds bal beskikbaar. Die skeieregter wat sê die manne val oor daar. Strafskop aan die kant van Rivier. Dis vinnig gevat. Nou kom 'n Weaver. Hy word plat getrek daar. Nog steeds bal beskikbaar aan die kant van Rivier so net. Kortetjie. Noten. Calydon wat gestraf word, Aiden. Baie goeie hantering van die skeieregter Hilton Temmers. Rustig. En Calydon daar met 'n mislukte poging om te gaan punte aanteken het. En Mento het weer die kantlyn opsoek. Maar nou is val oor die rak. Stay up. Kan nie val nie. Calydon wat daar stabiliteit verloor het daar so in die losgemaal het. Ja nee, absoluut. En dit is baie belangrik dat jy as jy in die doelgebied is van jou opponent laat jy sulke kanse gebruik. Ongelukkig Calydon wat het nie gebruik nie. Nou sit weer 'n kans daar vir Ricardo om sy springers te kry. Gaan hy sy kaptein kry daar? Dis fyn. Kom ons move net 'n bietjie. Right. Gaan hy val? Ek wil nie vir julle wys waar om te staan nie. Ek dink Lambert is ook af. Ja, hy is ook af. Kaptein, pragtig. Dit lyk my soos JP Pinaar wat daar indryf daar. Hy loop hom vas in. PJ, Weaver wat hom weer uitbring, Jantjies wat hom nou kry. Kortetjie. Kom ons kyk daar. Byna as hy pas vol. Hy word plat getrek daar. Nog steeds bal beskikbaar aan die kant van Rivier so net. Weer opgedra. Lekker gevat daar. Lyk my soos Armstrong. Of nee. Singa. Weaver wat sou en go. Byna deur die gaping. Nog 'n strafskop wat teen Calydon gaan. En was hulle 10 meter gewees? Genok. Ja, aangeslaan. Ja, hy die bal genok vorentoe. En Mkosini. Agtertoe aangeslaan ongelukkig, maar die skeieregter wat speel gaan terugbring by die skrim. En elke keer wanneer Revision en Hulle die bal gebruik om te speel. lekker opdreef kom. Trawee. Word die bal aangeslaan of afgeneem. Absoluut. Ek wil nou nie heeltyd praat van Raspberry. Wat is hom naam? Rispel.
ek wil net seker maak, iemand moet net gaan seker maak of sy hande nie stikkend is nie. Dis die derde keer wat hy nou die bal aanslaan. Ja, en dis 'n man wat 2-3 gaan druk het van die kragmeting. En ons het gepraat van dit. Dit lyk vir my die plaasvervanger, daar word hy word vervang deur Keenan. Langford wat nou inskuif op die 10 en dan Benjamin wat buite toe skuif. Benjamin is reeds. Ja, Benjamin wat buite toe skuif. Binne toe. Hy is binne senter en dan Dylan May wat daar op die vleuel gaan nou. True wat die bal insit. Weer 'n sterk skram, maar Rivierson wat stil staan daar, Dramat wat optel. Nog steeds bal beskikbaar. Nou kom hy uit daar na True toe. Hy sit 'n skopie deur. Agterna gejaag daar deur May. Maar dis lyk asof wat gaan dit 50-22 wees. Ja. Nie 50-22. Is 'n 50-22? Ja, daar kom die teken nou. Is 'n fake game maak weer so. Is 'n 50-22 meneer. Hey, was die Oudtshoorns? Hey, wel. Dis die eerste keer wat ek dit hoor in Afrikaans, 50-22. Hy het hom gehad, hy het hom net verkeerde kant. Klink soos 'n spesial. Dis kom spesial. Ja, die skeieregter wat raak ook 'n duidelike instruksie deurgee na die Piet Olifant aan die oorkant. En goed afgeneem aan die lyn staan. Release. Kom hy terug aan die kant van Caledon. Manne word nader geroep word. Dan kom hy uit. Voerval aangee. En Kasten Smit, jy het nou net gepraat van hom, hy was stil. Met 'n goeie loopie. Manne wat om die draai kom. Jonathan Wabba. Dra die bal 2-3 meter op. Strafskop. Hy is eerste Dan daar. weer teen Caledon en baie goeie verdediging deur die besoekers. Ja, ek moet sê, lyk my die bomsquad wat op is. Dit lyk my soos Harmse wat die bal weer gesteel het, maar hulle kom maak definitief 'n verskil. Aiden, ek weet nie of jy kan sien nie, maar hier is definitief 'n verskil in die verdediging. Die balle wat gesteel word van Caledon. En dit is vital steals op 'n vital plek. Net 'n bietjie van 'n update daarso. Huidige telling is Botterrivier 21 en Rangers 7. Rangers bly daarso. Dat kan nie visie. Daar's 'n man wat sê daar Trawee, moet jy nie speel vandag nie, ek weet nie. Daar is die Ek is middel. op sabbatical. Dis is wat weer 5 dae aan die kant van Grabouw. Middel. 3. Ja, die bal wat uitgejaag word, daar pragtig gedoen. Verligting gebring vir 'n vuursone en Aiden. En nou het hulle die lyn staan. Geleentheid nou om te speel uit hulle eie halfgebied uit. Jantjies wat die bal aanval. Lekker die bal opdra. Goed gedoen daar, lyk my soos heel wat plat val daar. Ongelukkig aangeslaan. Kotiani wat die kort lyn staan opsie gebruik het en heel wat aangeslaan het. En hier kom die gevaarman Dramat. Dra die bal Kan release nou. 5 meter op. Beskikbaar vir True. Offside. Skoppie oor die verdediging. 21. En was dit bietjie te ver gewees? My 21 offside. strafskop. 21. Strafskop aan Caledon. Te vroeg hè. Hy territory staan. Ja. Wat gaan Caledon met hierdie een maak? Ek dink hulle speel baie meer beter met die tik en speel. Ek dink die lyn staan hoekies. Vandag opgekom 21. Die knel, maar Graham Lottering wat nou eers sy verskyning gaan maak op die veld. Ja, hy is die B Ja, as my middel. van die bomsquad. As my middel. Okay. Hy sê die B in bom. Ja, hy is die bom. Okay. Sorry manne. Hakker. Sy ma sit ook daar voor die TV. Sy het 'n boodskap gestuur vir Evans. Hy is my klonk daai. Toe ons so 'n bietjie sukkel, toe ek sukkel met die naam. Toe sê sy nee. Dis iets 'n Romy, dis Graham. Graham Lottering. Hy het my amper getrap met my enkel. Ja, voel hom. Ja, en net so 'n bietjie meer as 25 minute se speeltyd oor in hierdie tweede helfte. En beide spanne wat so 'n bietjie kajuitraad hou en weer eens welkom aan ons toeskouers wat uitgekom het na Caledon Sportgronde toe vir hierdie kragmeting. En spel gaan voort. Maar hy bly die hakker nee. Hy bly die hakker. Caledon met 'n paar guldige geleenthede wat hulle laat glip het. Ja, nee, verseker, ek sien
Benjamin wat nou daar aan de kant vandaan komt. Devin Benjamin. Hij had nou de gelegenheid om die bal in te gooien. Ons kijken of hij krijgt. Wabatia Laka wat opgaan daar. Prachtig bemeester. Nou zit die Roma beweging wat voor en toe beweeg. Zo wat een meter aan. Daar klimmen hulle nou allemaal in. Die trein is bezig om voor en toe te beweeg. Die kan nou laat trein. En dat is Kasten Smit wat losbreekt daar. Gaat hij oorgaan. Hij duikt oor. Hij draagt hem. Die scheidsrechter wat zo'n paar minuten na die tijd komt daar. Maar hij is daar. Hij wijst. Mannen wat zo'n paar stoten geven. Stoten en stampen. Maar hij is oor die lijn. Ik zeg weer dat die gezien. Captain. Ik heb niks gezien. Ik zeg dat die 3 hoort. Ik was daar. Ik heb niks gezien. Voor die wat die 3 gezien heeft, die Aiden. Baie goeie dryfmaal deur Caledon. Ek dink hulle moes gegaan het met die vorige lyn staan wat ook van jy waarskynlik dieselfde deel van die veld opgeset was om die dryfmaal opsie te gebruik. Maar hierdie keer het dit gewerk en Kasten Smit is oor vir sy 3. Telling wat daar aanskuif. 27 vir die skop om te kom. Langford ingebring was op nommer 10. Langford, hy tref hom. Vla wat opgaan, telling wat aanskuif 29 punte teenoor geen As captain van Revision en Caledon met sy 5de 3 trawee. Ja nee, verseker. Caledon wat nou wil klaarmaak meneer ene. Daar sê een van die toeskouers wat sê Jonathan Klein aan sê swak skuiwing. Ik heb niks gezien. Cornel, zijn jou backline. Ik weet nog niet waar hulle die backline. Ik heb niks gezien. Welkom daar zo Kyle Arendse, voormalige Caledon hakker. Een flank, wat nou daar zo bij CPUT. Hulle het nog al gister vir UWC gewen, wel gedaan daar Kyle Arendse. Maar nietemin, Mento wat hier die afskop gaan behartig. En hy hang hom die keer baie hoog en die kaptein May bal onder beheer bring en hy's Tyn May. Lieverd. Dan kom hy uit. Weingart ingedryf deur Zumats. Steeds Zumats, dan gaan hy grond toe. Strafskop aan Revision en baie goed gedoen op die grond. Ja nee, verseker Leroux. Hy kan nie skuif nie, hy's daar. Leroux wat die bal steel daar Aiden. En ik zeg voor jou, dat is een andere Revision inspan nou. Die mannen is lus om daar te spelen tot bij die silos. Ja nee, dit kan speel. Play. Is dit aan? Backwards play. Aangeslaan? Ja, voorend 28 aangeslaan. Kan je liever nou? Ja, Abrams had die bal inderdaad aan. Wiebers wat hem nog gaat krijgen. Hij krijgt hem uit bij Yankees. Yankees heel kort. Ik daar goed gedaan. Lekker ingedrijf daar. Liever. No. Lief. Nog steeds. Bal beschikbaar aan de kant van de Revision. Weber wat krijgt. Hij krijgt hem uit daar. Opgeteld daar door die kapitein. Ingedrijf. Kortiekie. Dat is Lottering wat door Baars nog steeds op de voeten. Nou zit een paar meter weg van die doellijn af. Weer goed ingedrijf daar. Bal wat Samson. Hij is 100% daar. Van niet zo. Ja. Die mannen wat nou las is Aiden voor die bal opdraaien. Ja, nee, beslis Revision en het baie goed doen op die aanval. Maar wat gaan we maken met hierdie een? En daadwerkelijk die impact van Graham Lottering daar zo. Baie goed. Baie goed. En dan de Benito Keats sowel als Luther Souls. Maar dan kort die veld gaan vat. Maar hier komt Revision en steeds hulle Caledon waar die skouer insit. Is nog een knock-on daar. Aangeslaan Benitrium. Armstrong is 'n baie groot kaland. Kan release. Weeg omtrent 110 kg dra die bal bo die voordeurlyn. Baie beter vertoning deur die besoekers. Nou, over the ball, leave it. Nee, hy's fine. Daar's hy, los hom, daar's die bal. Ja, daar's die bal. Wewers wat baie diep krap. Agtertoe aangee Rodney Jantjies. Spasie aan die buitekant. En Fernando Leroux is oor. Baie beter gedoen. Uit daar, nee? Ja, uitgetrap by die lyn. Leroux met baie spoed.
Nee, verseker. Aiden, bijna gaat hij oor daar voor de eerste 5 voor een Fusion. Maar prachtige lees daar de Yankees oor aan gegeven. Hij moet hem net een beetje flatter gegeven. Sterker paas, dat hij vinniger komt bij hom en die is punten verseker. Opschietverdediging der Peterson. Beste wat maakt daar gelukkig aan die buitenkant voor de 4-1. Ongelukkig. Bal wat recht achter de oor gegooid wordt. En aan die handen van Preston Dramat om die nek gevat. Nou, het is nog steeds high tackle. Jonathan Wabba wat ook een paar zo speel hier zo vandaag. Steeds aan die kant van Caledon. Kijk, raak rustig aan. Zo is het 18. Beetje hoog mee. Dramat waar al hè? High tackle. Ja, kijk, wat gebeurt is, hij komt hier en hij zakt in die dijkslag. En ongelukkig is die man daar. Ik denk het is Armstrong wat daar is. En die arm komt om en hij vangt hem net zo. Hij probeert uit te trekken die dijkslag uit, maar hij kan ongelukkig niet. En hij vat hem aan mijn nek. En dan, niet te ernstig, maar dat is nog altijd een overtreding. Wat? 18 komen, zou die tackle zijn, een beetje laag, nee? Wijngaard en Johnson wat van die veld afkomt. Kijk mannen, hier is die middel. En hulle het plek gemaakt met de Benito Keith en Luther Souls. 3 nee? Ja. De debutanten. Nee, ik zal zeggen die Benito Keith de debutant daar zo. Die eerste span Luther Souls wat al reeds. Wat de Barso speelt. Ja. Wabba, wat een prachtig krijgt, Jomat, wat om de wij speelt daar. Nou zit hij aan, hier komt Sols. Hij stampt een man af. Goed opgedragen daar. Tackelen nou. Nou zit Troe wat zoekt naar die bal. Hij is aangeslaan. Is fijn. Nog van jou. Onmiddellijk maak hij inpak, Aiden. Ja, sterk loopie dier Luther Souls. En laat mij denken aan Rowan Henneke, wat ook nou bij Safkool aangesluit het. Sterk loopies. Kijk. Blijf op je. Let's go. Crouch. Ja, ook een van die spelers wat nou zo past daar. Uit die ontheid komt. Aiden. Sit. Nathan Wijngaard. Nathan, zeg voor ons, hoe was het daar binnen? Ja, van die kant af lekker. Kijk, tackle, release nou. No. Leave it. Ze zijn ook buiten af. Leave. Speel niet in een zwak span, Rivier is een goede span. Kijk, good, play. Ik voel ons boys waarschijnlijk capitalize op dat die. That's fine. Ja, zo'n paar loopjes heb ik gezien wat hij heeft daar. Wat Hij die tackle, release nou. duikslag, wat hij gevarmd Stay. wat die kliphard ingaan. En wat die kliphard teruggeduikt wordt daar. Maar je hebt weer opgestaan, afgeschud en je hebt weer gekomen. Ja, ik denk dat is maar deel van die game, maar hij zal harde iets wees. Nou, leave it. Maar dat moet net niet wees. Dat is hier, want dan krijg je die tegenstander lekker aan oog. Maar ja, zoals ik zei, het is bij fysical naar binnen. Het lijkt me bij of het makkelijk kan. Wanneer die scorebord zijn nog iets anders, maar ja. En dan ten laatste, jouw span wat voorloopt. Denk je, die mannen is bezig om op hulle piek al, is hulle al daar wat jy dink hulle moet wees? Nee, ik zal niet zo zeggen, nee, we zitten nog bij jaren week. Als er nieuwe Nou, coaching staat wat maar een paar weken terug Nou, gekomen, dus ik denk die coaches vinden ook nog uit wie hulle rechte team is. Leave 9. Ja, ik Nou, zal leave maar 9. nog zeker wat andere geweest, maar Osala kom. Hebben we niet Nathan, geloot? baie dankie. Dat was Nathan Wijngaard daar, Nee. die eister van die Canola Boys. Baie dankie. As hy En er van weer. die wedstrijd verder gaat lekker As hy. rust, zet hem aan die ijs. En dan is hij weer recht van Ja, gaan, hè? Dankie man. Ja, Aiden. Die nummer 4 slot daar van Caledon wat de Barso gespeeld het daar. Die ou sê nee, hij vat iets. En als hij iets komt. Die bal wat die in mijn handen geskopt wordt. Maar ongelukkig, ik wat hem aanslaan. Probeer die camera krijgen. Ja, Pieter Pieter John waar op die aanval was. Rolskopie deurgezet. Goed opgevolgd door Leroux in verdediging. Hoeveel? Maar strafskop wat gaan Hoeveel? aan die besoekers. Huidige telling steeds Hoeveel? 29 punten, Revision in geen punten. In lijn staan. Kotiani op zijn zoveelste keer wat hij gaan ingooien. Aangeslaan door Pinaar. En hy ontmoet Bester. Pinaar, Bester. Hulle groet mekaar. Soos twee manne wat 'n lekker dop gedrink het hulle in die kroeg. Nog een? Ja, nee, hulle twee. Bester en Pinaar. Hulle twee lyk of hulle twee mekaar groet daar by 'n kermis of 'n bazaar.
Kom ons kyk wat gebeur met die skram. Riviersone en ek moet sê Edwin Hill wat 'n bar sou speel. Fyn. Die nommer 1 daar van Riviersone en Caledon wat de Benito Keat ingebring het op die steelkant flank. En Preston Dramas van agterman af omgeskuif het na die blinde kant flank toe. En dan Lute op agterman posisie. Hy's explosive van die merk af moet ek sê Etrawee. Ja nee, definitief. Lekker Lekker atletisch gebou. Scheidsrechter wat voordeel speel daar aan die kant. Weer die bal wat net hier bij mij wil komen. En dan iemand wat daar schreeuwt, let de bal door de hoek. En daar had iemand tegen gepraat. Het kan frustrerend raak as jy 29 punte agter is op die telbord teen so 'n begeesterde Caledon span. Sal kyk na dit, maar onthou is van albei kante af. Net 'n bietjie dissipline raas wat jy moet handhaaf in so 'n kragmeting. En extra 10 meter vir Caledon. Ja nee, verseker, maar wat gaat dit uit wees as hy uit nie? Ongedwongen fout daar deur Benjamin, hy wat nou aan die hande daarvan Mento wat so steeds kopie deurgee daar agterna gejaag, wie gaat hom kry? Wie van Pogga wat hom kry? Hy stamp 'n man af, nog steeds bal beskikbaar. Nou se Troe agter die oond. Nou gaat die man die bal gooi. Ongelukkig. Weet jy wat het ek gesien? Nee, dit is afgeneem weer eens. Weet hom gesteel daar. Kyk. Hierso nee. Ricardo wat hom gesteel het daar. Ricardo jou skelm. As Neves wat hom steel sê daar. Maar ook weer nie uit die. Hier is moeilikheid Aiden. Mei van agteraf. Hy's vinnig Mei. Hierdie keer baie beter deur Caledon. Kry die aansluiting. Binne toe gekom. En vorentoe. Was dit vorentoe aangegee? Nee, uitgetrap by die kantlyn. Ja, ongelukkig die man wat uittrap daar in die daskant. Daar is die middel nee. Ja, ons het ook hier die groot seun. Hy is die jonger boetie van die ander groot seun. As ek reg, Albert. Ja. Lambrecht, né? Ja. Hy is al die pad daar. Wat is jou broer se naam? Gerard. Ja, die man het ook vir my gevra of ek wil kom boere op hulle plaasie. Ek sal kyk, ja. Ek moet net nie agter op die bakkie sit nie, my maat. Sê vir my, hoe was dit daar binne in die oond? Hoe was dit daar binne? Die game was staf, lekker hard geweest. Nou nie wat ons wil hê nie, maar ons berei af voor en ons doen ons beste tot die volgende game. Ja, julle Stay. het lekker gespeel, julle het lekker die bal rond gegooi, maar ongelukkig die manne, die Hanne, ongelukkig het hulle 'n paar passe opgesit en dan skielik val die bal uit iemand se hand uit. Hoe voel jy as 'n forward as dit gebeur in die agterlyn? Ja, almal maak maar foute, maar mens kan nie kwaad raak daarvoor nie, maar ja, ons moet net uit ons foute uit leer en dit regmaak dan by oefeninge. Ja, en dan ook die laaste vraag. Lambert, jou broer het 'n reputasie, groot hart, klim in. Ek sien jy speel dieselfde. Jy's 'n bietjie kleiner as hy, maar jy gaan seker maar die lyf nog 'n bietjie boost en dan wil jy die levels breek. Ja, definitief. En sê vir my die laaste vraag voor jy gaan. Rivier, till you die? Ja, altyd. Wat was hy pakkie? Ons kan later praat. Ek soek ook nog 'n lekker lok arbeidsessies. Baie dankie. So dankie. As jy maar geniet om verder hoor. Dit was Albert Lambrecht, die nommer 5 slot van Riviersone en die Eisters sê dis hard daarvoor mense, dis hard. Nietemin is ons terug by die speeltrawe. En Caledon wat gelyk het asof hulle op pad doel toe was. Here we go. Dit lyk hulle gaan die skrim opsie gebruik. Right. Okay. En so wat. Crouch. Net bietjie minder Fine. as 10 minute. Bietjie meer as 10 minute as so speeltyd oor. Kom jy weer op net? Hierdie Ek is op kragmeting. crouch. Dat is net iets van die verlede. Jy kom op. Aiden, maar ek moet sê iets wat die afrigter gedoen het en ek dink dit is goeie. Jy het gevra, gaan dit 'n goeie besluit wees? Stadig nee, ek vat hom stadig. Nog net 1-3 afgestaan in die tweede helfte. Right, here we go. Ja.
baie beter verdediging deur Refusion en baie stewige skrim, baie beter in die lyn staan en in die vaste fasette in. So ek sal net sê hulle kort net nog 'n bietjie skaafwerk daarso en 'n bietjie in die aanval ook. Ons het nou net afaan gepraat, baie beter skrim deur Refusion en 19 speel die bal met sy hand. Hoor daar. 19. Nommer 19 ook, dit is ook die plaasvervanger van Calydon wat daar lyk my nou die bal gespeel het daar met sy hand. En dit wys net die druk, dis druk wat so maak. Dis druk wat so maak Aiden. Weer eens goeie lynskop deur Mento. Toeskouers van Calydon wat ook nou so, hulle loop redelik voor, maar hulle soek nog van hulle tuispad. En dan is er nog plaasvervangers wat opkom daar aan die kant van Calydon. Denroy Gertsen. En dan Brenwan Swarts. Manne wat nou hulle verskyning maak daar. Ja, volgende naweek baie grootte vir Calydon. Hulle gaan reis na Bredasdorp Rangers toe. Altyd 'n moeilike neet om te kraak daarso aan die kant van. Gaan dit Glaskasteel wees of Parkstraat, weet ons nog nie op hierdie oomblik nie, maar altyd tussen hulle twee 'n groot kragmeting te hê. So ek dink hulle gaan met daardie mentaliteit wil ingaan in daardie kragmeting. Hulle weet om 3 te druk. Hulle weet hoe om goed te doen op verdediging en weer die bal afgevat in die lyn staan. So soos ons gesê het, Refusion en wat net sal bietjie moet gaan werk aan hul vaste fasette. Ja nee, verseker weer aangevat daar deur Kiet. Nou is die bal beskikbaar. Nou se Troef wat die bal soek daar. Hy gaan hom uitbring. Hy kry hom uit daar van Louskat so kortetjie. Aangedryf deur Swarts en weer eens man wat daar ingaan daar goed gedoen. Ricardo wat die bal steel. Bal beskikbaar. Nou word die bal weggeskop. So pas gewen. Speel! Die skeieregter speel aan. Dis weer Kiet wat die bal kry. Nou kry vir my aansluiting. Goed gedoen, nog steeds op sy voete. Plat getrek daar op die 10 meter stippellyn. Dis Troef wat soek na die bal. Fine, leave it guys. Hy gaan hom uitbring, hy bring my daar Langford. Hy gee hom so kort daar aan die hand van Wawatia Laka. Hy vat 2-3 manne plat daar. Nog steeds Troef wat hom weer uitbring. Langford. Ooraan gee buite toe Benjamin wat nou die bal indra daar. Hy word fyn opgehou deur sy opponent. Weer Langford. Hy kry hom buite toe. Swarts wat sou en gou. Nog steeds op sy voete. Hy klop 2-3 manne. Nou word hy teruggedryf daar deur Mentor, Troef, weer van Souls. Hy gaan binne toe sê, dis 'n monster tydslag daar deur Armstrong. Hy wys meneer, kom hier in my channel, ek eet jou heeldag. Weer buite toe Louskat. Weer Kiet wat goed doen, hy stap hom af. Ongelukkig die band wat nie tot by die hand kan gaan daar nie. Maar die skeieregter wat terugkom na groot duikslag op Souls. Hy het hom gevoel klein aardbewingkie gewees. Ja nee. Hier Armstrong. So 3.4 op die regterskaal. Releasing. Dis Armstrong wat wys I am strong. Was strafskop aan Calydon. Wat gaan hulle maak met hierdie een? Net bietjie minder as 10 minute se speeltyd. Kaptein wat doen ons? Wat is hier? En het lyk asof my die kantlyn gaan opsoek. Baie goeie skop deur die kaptein. 5 meter lyn staan. Dinge kan neek. Soos hulle sê, jy kry die lyn staan, maar jy moet nou eers die lyn staan wen voor jy kan. As hy release, kan hy speel. Weet as verseker, maar ek dink hierdie manne is 'n bietjie swaarder. Hulle gaan weerstand bied. Jy kan sien kan jy sien in die scrums uit. Wabba wat nou weer die bal. Nee, Louskat wat hom invat. Nou sit die Roma beweging, maar hy word plat getrek daar. Nou is Benjamin wat losbreek. Fyn opgehou deur Lottery wat hom plat trek grond toe daar. Nou steeds bal beskikbaar. Opgetel daar deur lyk my soos Kasten. Geen voordeel. Dit is dink jy was opgehou daar so 5 meter. What is up? Skrim. Skrim. En gaan Calydon dalk hier vandaan kan afrond. B5 manne. B5. Auriel. Bol is op. En Dis nie nuwe reëlie. Calydon het ook nuwe manne ingebring het in die skrim. Right, let's go. Geertse, Brenwol, Swarts. Right. Ja, skeieregter wil net vir hulle duidelik maak, hulle speel nog nie die liewe reëlie. Fine. Sy moet nou oorgaan. Sit. True. Stay. Kom hy uit. Agter hom aan gee Langford.
in die spasie Mkosini. My Pieter John Bester. Vorentoe aangee. En die toeskouers glad nie beïndruk met daardie een nie. Okay, right. Daai was forward, backline offside. Strafskop aan Caledon. Vinnige tik en speel Langford. Okay. En het lyk asof 'n man hier gaan gedissiplineer word. Cynical. Was 'n penalty, hy het die 10 geval. Geel kaart Travee. Is daar nog 10 minute oor vir 'n geel kaart? Penalty. Ja. Net bietjie minder as 7 minute. Offside. Right. Die ander 3 is vir die volgende wedstryd. Dit was hy het gekol. Ja, nee, die man wat afgestuur is daar. Ja, Lyk vir my. my. Verlani. Okay. Man wat daar in die sinbin in die stoutkamer gesit word. Ja, sy wedstryd is verby. Ja. Wappa wat hom nou weer kry daar. Nie stryd nie, sê die skeieregter. Caledon moes liewer die skrim opsie gebruik het. Hulle het voordeel in die agterlyn. Ongelukkig skeef gegooi daar. Dit is nie 'n reël, maar dit moet op hulle kop wees. Dit kan nie verby wees nie. Kyk. Hou vas. Wat wil julle hê? Skrim of lyn staan? Skrim. Wat doen hulle? Vision 1 wat besluit hulle gaan die skrim opsie gebruik. Ja, die man het 'n byt nou daar oor die in. As jy nie compete in 'n skeef, dan kan jy Caledon sê dis eintlik hulle bal, maar hy sê nee, hy maak dit gou reg daar. Crouch. Dit is oor die kop. Ek verstaan ook nie, maar ek gaan nou nie. Fine. Ek gaan maar nou kyk hier. Sit. Stay. Geskrim deur die besoekers. Kom hy uit. Jantjies. Ja, nou goed opgedra daar deur die vice captain. Nou sit ingetrek. Armstrong, weer so 2-3 manne wat hy saamvat daar. Release. Wie wordt jou 'n kortetjie speel daar? En die ander Afrikaanse kaptein. Play it. Maar Tony. Stay. Weer wyd gespeel daar. Nou sit ingedryf. Man wat weer binne toe kom. No. Die veteraan. Okay. Nog steeds bal beskikbaar. Hulle het mooi weggekom daar van hulle doellyn af. Nou sit Jantjies wat binne toe sny. Hy sien daar spasie. Hy vat die lyn aan. Okay, off it. Pienaar wat kom skoon maak. Wie wat klein kindjies speel. Weer vasgetrek daar. Samson. Wat plat getrek word. Leave it. Falling over. Weer kortetjie daar Lottering wat die lyn aanvat. Hy stamp 'n man of 2 af. Nog steeds op sy voete. Plat getrek. Op die 10 meter stiplyn. Leave it. The players daar. Kortetjie. Hy speel hom weer. Ongelukkig die kaptein wat die man dophou. En glad nie daar op die bal konsentreer nie. Caledon wat van hulle voet af gegaan het, dat was voordeel gewees vir Refusion en daar was nog nie 'n bestek van 5-6 sekondes gewees nie. Ek is happy. Captain, jou manne vra vir my time. Hulle vra time. So is 4 en 4, né? Kyk. 4 minute se speeltyd oor in hierdie kragmeting. En dinge kook behoorlik op Canola Park. Maar weer eens, ek moet sê, interessant. Refusion het my eintlik verras vandag. Ek het gedink dit gaan 'n 50 wees, maar hulle wys nee my maat. Daai dae van 50's is verby. Ja, ons kan geen wegvat van Refusion end af nie. Hulle was baie goed in hierdie tweede helfte. Ongelooflik goed gewees. Nou nie punte aangeteken nie. Ongelukkig nie. Wat sê jy van JP Pienaar en van Edwin Hill, die stitte. Manne speel 80 minute. Hulle is nog steeds daar. Perdfris. En nog reg vir die ding. JP Pienaar wat ongelooflik baie goed skrim. Ja nee, verseker. Maar ongelukkig na hierdie een Refusion end steeds wenloos. Travee. Jou bedenkinge oor dit. Ja, bietjie kommer. Maar ek dink dinge sal begin regloop. Nou sit weer die bal ingesit daar. Die True gaat hom uitbring. Hy gee vir Langford gee vir Benjamin. Wie aan die ander van Langford net so kortetjie. Hy sou gou na my. Dis my wat fasie sien daar in buitekant en kos wat dit sien. Hy's nog steeds langs aan. Hy word en nou sit weg. Die man kry die bal. En ongelukkig trap hy uit daar. Travee, jammer, net 'n update daarvan uit Botterrivier. Sake is gelyk op 26 elk.
Dis Bredasdorp Rangers en Bottravier. Botla Fire, hulle loop gelyk op daar. 1 minuut en 'n half. Lyk my Bredasdorp hou van draw. Lyk my ons moet 'n draw insit by hulle. Nee, definitief, Voordeel, maar die voordeel definitief. wat jy kry daar nie. Skram. Hulle seker maar deel van 'n banka eens. Is julle sin? Manne, Maar ek het geweet dit gaan nie maklik wees vir Bottravier nie. Bredasdorp Rangers lyk gevaarlik, my maat. Ja, ek moet sê, ja. Ek wil nou nie sê Caledon moet bekommerd wees nie, maar ek dink net Caledon sal moet reg gaan as hulle soontoe gaan. Ja, baie beslis. Hulle gaan nie met daardie mentaliteit kan ingaan. Asof dit net nog 'n wedstryd wees. Hy gaan 'n grootte wees. right. Hy gaan beslis groot gaan. wees. Crouch. Daar's op wat ook nuwe aanwinste gekry Fine. daarso aan hulle kant. So dinge gaan leek volgende naweek, maar nietemin laaste oomblikke van hierdie kragmeting. Ja, Aiden en ook dan die vaste 8 van Bredasdorp wat Manne, baie swaarder is van as die meerkap. baie van die Ja, die kom nader, spanne kom nader, in daar is die meer. groot uitdag. Ja, baie beslis. Hulle het 'n baie groot kom nader, agtal. julle is van En die hulle meerkap. agtal kan baie sterk Right, hardloop met die bal let's en go. is baie vlugvoetig ook. Maar nietemin Crouch. 2 minute se speeltyd Rawie. Fine. Kom ons kyk wat gebeur. Sit. Ons vat julle huis toe. Wie was wat om aan te staan? Ook om vir Jantjies kom maar deur. As goed gaan doen. Dwars deur die lyn. Hy soek aansluiting, gaan hy aansluiting kry. Hy kry aansluiting. Binne toe gesny. Nog steeds Babbels kyk maar aan die kant van die visie en Jantjies krap agter die hoon. Opgetel. En dit is 'n strafskop sê die skeieregter. Hy kom van die kant af. Dit is skeieregter wat so 'n Van die bietjie kant af, lag daai kant. daarso. Van die kant af ingekom. Ja, dit is die reël. Davenitokie, Sê weer. die sondebok daar. Ek sal gesê dat Jellers moet 'n bietjie langer hou aan die bal. Ja, sterk kom hy daar deur. Trek vir Piet, hy. Hulle noem hom Spydo, hulle noem hom Spydo, verstaan ek. Ek weet nie of dit alias nommer 17 met 'n groot draai. Abrams. Die Leave that veteraan. man. No. Wie wat gaan kyk wat kant toe gaan hy nou? Hy kry aansluiting as vir heel. Hy gaan vasmaak. Hy loop hom vas aan teen die verdediging. Nog Tackle steeds along. wel beskikbaar Okay, good. aan die kant van die rivier. Tyd, Die 2 minute is rivier se Tyd. Ensign. Hy kyk wat kan Jantjies. Hy sou en go. Die gapings gaan oop daar. Hy word plat getrek. Kom ons kyk nou leave it. Aiden. Leave it. Steeds aan die kant van Rovision, 'n end opgedra deur Pinaar in die middelveld. Gaan hy release? opgehou word? Nee, gaan grond toe Caledon wat verdedig. Kom hy uit Mento. Lang aangee Tsinga. Hy gaan grond toe. Play. Bal word deurgeskop word. No. En No. Langford. En dan word hy nagejaag deur Windvogel en Windvogel. Caledon. Strafskop. Vinnige tik en Leave him. speel. En Jonathan Not Wabba. 10. No, leave it. Rovision end nie Right. 10 meter nie. Fine. Stop. That's not 10. Caledon wat sal wel goed afeindig hierso. Jy verstaan nie die reël van not 10 nie. Speel hom. Gaan hulle tik en speel. Lang aangee. My is oor. Die kaptein sluit dinge af op Canola land. Ja, nee, verseker. Die kaptein wat onder die pale gaan en hy druk hom en dis verseker die laaste enetjie vir die dag. Dis huis toe gaan tyd. Die skool is uit. Ja, en kyk wat dit beteken vir Caledon se toeskouers. Ja, harde begin teen Anniston Seahawks. 2 baie goeie oorwinnings en hulle kan dit mee saamdra op pad Bredasdorp toe volgende naweek. Ja, nee, verseker die manne van Caledon wat karakter wys. Onlangs 'n nuwe coaching staf gekry. Manne wys hulle kan saam gel en dit is die einde van die wedstryd daar. Skop wat oorgesit word daar. Tussen die pale deur. Maar ons praat 'n bietjie oor rivier so en dinge, geleenthede was daar, Aiden. Ongelukkig die geleenthede nie gebruik nie. Ja, baie guldige geleenthede. En hier na die einde se kant toe het hulle voete begin vind waar dit te laat gewees het in die kragmeting, heel waarskynlik Trawee. Maar baie goeie terugveg deur hulle, maar ongelukkig geen punte kon aanteken in die hele kragmeting. Die eindtelling hierso op Caledon Sportgronde 34 punte. Ja, maar ek dink daardie telling moet wees daarso 35 moet die telling wees. Ja, maar 36 moet die eindtelling wees. 36 punte teenoor geen punte nie. Maar baie terugveg
goeie terugvegpoging veral in die vaste fasette, in die lynstade, in die scrims baie beter kom doen, maar ongelukkig net nie aan die gang kon kom om af te rond nie. Ja, nee, absoluut. Ek kan sien toe ek sal sê die eerste helfte, die manne het nie regtig die bal rondgegooi nie. Die vleuel het 2 keer geraak aan die bal. En dit is van kanse af of balle wat deurgeskop was na hom toe. So Rafiso en daar kan verbeteringe kom. Ja, daar is altyd ruimte vir verbetering, maar daadwerklik harde werk wat gaan voorlê vir hulle om nie aan die relegasiezone te gaan raak aan die heel einde van die seisoen nie. Dit gaan dalk 'n kwessie wees vir Rafiso en Ja, nee, verseker. Ek dink nie hulle sal daar wel wees nie van kyk, die 2 nuwelinge is glad nie meer 2 nuwelinge nie. Aniston en Stanford, Seahawks en wat Universal. Daai manne is gelaai. Ja, beide het vandag, of laat ek sê die 2 spanne het teen mekaar vandag gespeel. Ek sou wel weet wat daardie eindtelling daar gewees het. Baie interessant, die 2 nuwelinge aan hierdie kragmeting vandag. Trawee, maar ek kan sien die emosie op die manne se gesigte van Rafiso en die teleurstelling vir 'n derde naweek, die 3de ronde om weer nie weg te kan kom met 'n wen nie. Maar ek glo met harde werk op die oefening en om te gaan werk ook aan die vaste fasette en om dalk 'n nuwe stelsel in plek te bring, gaan hulle dalk 'n verbetering bring in hulle kragmetings wat nog gaan kom. Ja, die Aiden, maar weer eens baie dankie Aiden vir jou hier in die kassie wat saam met my lekker kan gesels en weer die geleentheid gegee het om 'n bietjie die rasper te praat en al die goeie en so aan toe. En dankie Romeo ook vir die geleentheid. Jy moet maar nou finansiële waar moet uitsort aan my paaste. Hartlik dankie Trawee vir jou insetting dat jy saam met my gewees het hierso. Dit was 'n ding van Langlaas gewees, maar dit was weer 4 warm gewees hier binnekant. Soos hulle sê aan die plein, nommer van Langlaas. Ja, dames en here, dan sluit ons weer eers af hierso aan die kant van Caledon Sportgronde. Trawee Brukkels. Ja, ons is uit. Daar is net 1 land en dit is Boland. Baie dankie dat julle ingeskakel was, dames en here. En moenie vergeet om te like en te subscribe natuurlik op ons YouTube kanaal nie. Dit is gratis. En so meer, ons gaan net meer besonderhede gee oor waar ons volgende gaan regstreeks wees. Maar ja, hou net ons Facebook bladsy op natuurlik en dan sal u al die inligting kry wat u nodig het. Maar ja, dis van my kant af. Hierso op Caledon Sportgronde. Eindtelling Caledon 36, Rafiso en geen punte. Hartlik dankie dat julle ingeskakel was. Tot 'n volgende keer van my en Trawee Brukkels af. Ons sien julle weer. Alright, Michael.